Ons gaan gesels oor posttraumatiese groei en vandag se tema is God se nabyheid in pyn. Gister het ek 'n Wilma nuus gekyk en toe wys dit hoe die Verenigde Koninkryk 'n dag van refleksie gehad het as herinnering dat die COVID-19 pandemie begin het. Hulle het onder andere gewys hoe mense hulde bring aan diegene wat gesterf het en hulle eerste minister het gesê daar's vir baie diep hartseer of verlies wat waarskynlik nooit verlig sal word nie. Dit was 5 jaar gelede wat die pandemie begin het. Ons weet trauma ruk as dit ware ons ankertoue af. Dit voel asof jy in die middel van 'n aardbewing of 'n tornado is. In so 'n tyd is dit maklik om te voel asof God nie hoor nie en asof God ver is. Tog is dit bemoedigend om die belofte te hoor wat in Psalm 34 vers 19 staan, naamlik: Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses. Nou Dawid, die digter van hierdie Psalm, het in sy lewe van skaapwagter tot koning dikwels trauma ervaar. En tog is juis hy die een wat skryf oor die Here se teenwoordigheid en nabyheid te midde van trauma en te midde van verlies. Hy weet uit eie ondervinding dat God nie swaar kry ignoreer nie. Pyn is nie 'n padblokkade waarby ons nie kan verbygaan nie. Pyn is 'n plek waar ons God op 'n nuwe manier kan leer ken. Pyn is 'n perspektiefverandering om bietjie dinge vanuit God se kant uit te kyk. Navorsing oor posttraumatiese groei toon juis dat mense wat deur trauma gaan, dikwels 'n hernuide sin van spiritualiteit en van betekenis ontsluit. Dit beteken nie trauma is maklik nie. Dit beteken nie ons moet vir trauma ligtelik opneem of ignoreer nie. Tog kan trauma die motivering wees om te groei in ons verhouding met God. Wanneer ons in God se nabyheid bly glo, dit bly bely, dan word God self vir ons 'n bron van groei en van krag. God is in Jesus en deur die Heilige Gees nader aan ons as wat ons ooit kan dink. Daarom kan COVID-19 en trauma verbygaan en ons kan dit hanteer met die hulp van God wat nooit by ons verbygaan nie. Leef geïnspireerd.